2 Samuel hoofstuk 1. Dawid hoor van Saul se dood. In die tyd na Saul se dood het Dawid teruggekom van sy oorwinning oor die Amalekiete en het reeds 2 dae lank in Siklag gebly, toe daar op die 3de dag 'n man van Saul se kamp af aankom. Sy klere was geskeur en daar was grond op sy kop as teken van rou. Toe hy by Dawid kom, val hy in eerbied voor hom op die grond. "Waar kom jy vandaan?" vra Dawid hom. "Ek het uit die kamp van Israel gevlug," antwoord hy. "Wat het gebeur?" vra Dawid. "Vertel my hoe sake verloop het." Die man antwoord hom: "Die leer het op die vlug geslaan en talle van hulle het gesneuwel. Saul en sy seun Jonathan is ook dood." "Hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonathan dood is?" vra Dawid die jongman. Hy antwoord: "Ek was toevallig op Gilboaberg, toe ek sien Saul leun op sy spies, terwyl die strydwaans van die vyand naderkom. Saul het omgekyk en my gesien. Hy roep my toe om hom te kom help. 'Wat kan ek doen?' vra ek. Hy vra my: 'Wie is jy?' Ek het hom geantwoord: 'Ek is 'n Amalekiet.' Toe beveel hy my: 'Kom nader en verlos my uit my ellende, want ek lewe nog, maar is ernstig beseer.' Ek het hom toe uit sy lyding verlos en hom doodgemaak," sê die Amalekiet vir Dawid, "want ek kon sien hy was dodelik gewond na sy val en dat hy nie meer lank sou kon lewe nie. Ek het sy kroon en een van sy armbande gevat om dit na u, my heer, te bring." Toe Dawid dit hoor, het hy en sy manskappe hulle klere geskeur. Hulle het gerou en getreur en tot die aand toe gevas oor die dood van Saul en Jonathan en oor die volk van die Here en die krygsmanne van Israel, omdat hulle gesneuwel het. Dawid vra toe vir die jongman wat die nuus gebring het: "Van waar is jy nou weer?" Hy antwoord: "Ek is 'n vreemdeling, 'n Amalekiet." "Was jy dan nie bang om die gesalfde van die Here dood te maak nie?" vra Dawid vir hom. Toe beveel Dawid een van sy manskappe: "Maak hom dood." Die man het die Amalekiet aangeval sodat hy gesterf het. "Jy het jou eie doodsvonnis uitgespreek," sê Dawid, "want jy het self erken, ek het die gesalfde van die Here doodgemaak." Dawid se booglied oor Saul en Jonathan. Toe het Dawid 'n klaaglied vir Saul en Jonathan geskryf. Later het hy beveel dat dit vir almal in Juda geleer moes word. Dit staan bekend as die booglied en is opgeteken in die boek van die opregte. Die sieraad van Israel is verslaan op die heuwels. Hoe het die dapper helde geval? Vertel dit nie in Gat nie. Maak dit nie bekend in die strate van Askelon nie. Anders sal die dogters van die Filistyne hulle verheug. Die dogters van die onbesnedenis sal jubel. Berge van Gilboa, mag daar geen dou of reën op julle hange wees nie, want die skuld van die dapperes is daar geskend. Die skuld van Saul is nie met olie ingesmeer nie. Sonder die bloed van die gesneuweldes, sonder die vet van die dapperes, het die boog van Jonathan nooit uit 'n geveg teruggekom, of die swaard van Saul van die slagveld af nie. Saul en Jonathan, geliefd en bemind, was in lewe of dood nie geskei nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeu's. Dogters van Israel treur oor Saul. Hy het julle ryklik geklee en goue ornamente gegee. Hoe het die dapper manne in die geveg gesneuwel? Op die hoogtes is Jonathan verslaan. Ek is bedroef oor jou, my broer Jonathan. Jy was baie naby aan my. Jou liefde was vir my buitengewoon, dit oortref die liefde van vroue. Hoe het die dapper manne gesneuwel? Met hulle oorlogswapens nog in die hand het hulle gesterf. Tot sover.